welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Exodus 29 doen. Kom ons vra God vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer in die naam van Jesus Christus. Amen. Die wyding van die priesters. En dit is die saak wat jy vir hulle moet doen om hulle te heilig, dat hulle vir my die priesterampt kan bedien. Neem 1 jong bul en 2 ramme wat sonder gebrek is, en ongeseerde brood en ongeseerde koeke met olie gemeng, en ongeseerde platkoeke met olie bestryk. Van fyn koringmeel moet jy dit maak. En sit dit in 1 mandjie, en bring dit aan in die mandjie saam met die bul en die 2 ramme. Dan moet jy Aaron en sy seuns laat naderkom na die ingang van die tent van samekoms en hulle met water was. En neem die klere en beklee Aaron met die rok en die mantel van die skouerkleed en die skouerkleed self en die borstas en bind hom die band van die skouerkleed om. En sit die tulband op sy hoof en bevestig die heilige kroon aan die tulband. Neem dan die salfolie en giet dit op sy hoof en salf hom. Ook sy seuns moet jy laat naderkom en laat hulle die rokke aantrek en omgord hulle met die gordel, Aaron en sy seuns, en bind vir hulle misse om, dat hulle die priesterampt kan besit as 'n ewige insetting. So moet jy dan Aaron en sy seuns as priesters aanstel. En jy moet die bul aanbring voor die tent van samekoms, en Aaron en sy seuns moet hulle hande op die kop van die bul lê, en slag die bul voor die aangesig van die Here by die ingang van die tent van samekoms. Dan moet jy van die bloed van die bul neem, en dit met jou vinger aan die horings van die altaar stryk, en al die oorige bloed moet jy aan die onderkant van die altaar uitgiet. En neem al die vet oor die binnegoed, en neem al die vet wat oor die binnegoed is, en die lap aan die lewer, en die 2 niere, en die vet wat daaraan is, en steek dit op die altaar aan die brand. Maar die vleis van die bil en sy vel en sy mis moet jy buitekant die laar met vuur verbrand. Dit is die sondoffer. Neem dan die 1 ram en Aaron en sy seuns moet hulle hande op die ram se kop lê. Daarna moet jy die ram slag en sy bloed neem en dit rondom die altaar uitgooi. En die ram moet jy in sy stukke verdeel en was sy binnegoed en pote en sit dit by die oorige stukke en by die kop. Jy moet dan die hele ram op die altaar aan die brand steek. Dit is die brandoffer aan die Here, 'n lieflike geur, 'n vuuroffer is dit aan die Here. Dan moet jy die ander ram neem en Aaron en sy seuns moet hulle hande op die ram se kop lê. Jy moet dan die ram slag en van sy bloed neem en dit stryk aan die regter oorlel van Aaron en aan die regter oorlel van sy seuns. Ook aan die duim van hulle regterhand en aan die groot toon van hulle regtervoet. En die oorige bloed moet jy rondom teen die altaar uitgooi. Dan moet jy van die bloed wat aan die altaar is neem en van die salfolie en dit sprinkel en op Aaron en op sy klere sowel as op sy seuns en op die klere van sy seuns saam met hom, dat hy heilig kan wees in sy klere sowel as sy seuns en die klere van sy seuns saam met hom. En neem van die ram die vet en die vetstert, ook die vet wat oor die binnegoed is en die lap aan die lewer en die 2 niere met die vet wat daarin is en die regterbout, want dit is 'n wydingsram. En 1 ronde brood en 1 oliebroodkoek en 1 platkoek uit die mandjie met ongestuurde koeke wat voor die aangesig van die Here is. En lê dit alles op die hande van Aaron en op die hande van sy seuns en beweeg dit as beweegoffer voor die aangesig van die Here. Neem dit dan uit hulle hand en steek dit op die altaar aan die brand, bo op die brandoffer, as lieflike geur voor die aangesig van die Here. Dit is 'n vuuroffer aan die Here. En neem die bors van die wydingsram van Aaron en beweeg dit as beweegoffer voor die aangesig van die Here. Daarna moet dit jou deel wees. En jy moet die bors van die beweegoffer heilig en die bout van die hefoffer wat beweeg en gehef is van die wydingsram wat vir Aaron en sy seuns geld.
en dit moet vir Aaron en sy seuns wees tot 'n ewige insetting van die kant van die kinders van Israel, want dit is 'n hefoffer. En dit sal 'n hefoffer wees van die kant van die kinders van Israel, van hulle dankoffers, hulle hefoffer aan die Here. En die heilige klere van Aaron moet vir sy seuns na hom wees, om hulle daarin te salf en as priesters aan te stel. Die een van sy seuns, wat in sy plek priester word, wat in die tent van samekoms sal ingaan om die heiligdom te dien, moet dit 7 dae lank aantrek. En jy moet die wydingsram neem en sy vleis in 'n heilige plek kook. Dan moet Aaron en sy seuns die ram se vleis eet en die brood wat in die mandjie is, by die ingang van die tent van samekoms. En hulle moet die dinge eet waarmee versoening bewerk is, toe hulle as priesters aangestel en geheilig is. Maar 'n onbevoegde mag daarvan nie eet nie, want dit is heilig. En as daar van die vleis van die wydingsoffer of van die brood tot die môre toe oorbly, moet jy wat oor is met vuur verbrand. Dit mag nie geëet word nie, want dit is heilig. So moet jy dan met Aaron en sy seuns doen, net soos ek jou beveel het. 7 dae lank moet hulle wyding duur. Jy moet ook daagliks 'n sondofferbul tot versoening berei en die altaar ontsondig deur daarvoor versoening te doen, en jy moet dit salf om dit te heilig. 7 dae lank moet jy versoening doen vir die altaar en dit heilig. So sal dan die altaar hoog heilig word. Elkeen wat aan die altaar raak, word heilig. En dit is wat jy op die altaar moet berei, 2 jaar oud lammers, gereeld elke dag. Die een lam moet jy in die môre berei en die ander lam moet jy teen die aand berei. Met 'n tiende van 'n eva fynmeel, gemeng met 'n kwart hin uitgestampte olie, en as drankoffer 'n kwart hin wyn vir die een lam. En die ander lam moet jy teen die aand berei. Jy moet dit klaarmaak volgens die môre spysoffer en volgens die drankoffer wat daarby behoort, tot 'n lieflike geur. Dit is 'n vuuroffer aan die Here. Dit moet 'n voortdurende brandoffer vir julle geslagte wees, by die ingang van die tent van samekoms, voor die aangesig van die Here, waar ek met julle sal saamkom om daar met jou te spreek. En daar sal ek met die kinders van Israel saamkom, en die tent sal deur my heerlikheid geheilig word. So sal ek dan die tent van samekoms en die altaar heilig. Ek sal Aaron en sy seuns ook heilig, om vir my die priesterampt te bedien, en ek sal onder die kinders van Israel woon en vir hulle 'n God wees. En hulle sal weet dat ek die Here is, hulle God is, wat hulle uit Egipte land uitgelei het om in hulle midde te woon. Ek is die Here, hulle God. En dit is die einde van Eksodus 29. Dit is basically instruksies aan Moses wat hy moet doen in terme van die priesterampe. Daar sy, tot volgende keer.